alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore, alive. Daar sy goeiemôre almal. 'n Heerlike amper wintersdag wat begin aanbreek hier vir ons. Prys die Here. Een van die dae is 'n tyd vir hot chocolate en kaggelvure. Prys hom. Nou ja. Dis lekker om julle te sien vanmôre en ek het vir julle goeie nuus. Hy het opgestaan. Amen. Prys die Here. Sien, as Jesus nie opgestaan het, het ek en jy geen rede gehad om vanoggend hier te wees nie. Maar ons weet, ons gaan vandag lekker gesels ook daaroor, dat Jesus het opgestaan. En dan kan ons ook vir mekaar kyk en vir mekaar sê, Maranatha, Jesus kom weer. Jesus kom gou, en ons weet, dis een van die dae, ons kan sien, sy koms is so naby, en daarom is ons opgewonde, om vanoggend hier by mekaar te wees, en net sy naam te kom groot maak, en vir hom te sê, Here, dankie. Dankie vir dit wat U gedoen het, en dankie dat U opgestaan het vir ons. Amen. Nou ja, kom ons bid saam. Vader, ons kom vanmôre na U toe in die magtige naam van Jesus. Here, ons loof U, ons eer U, ons prys U, ons aanbid U vanmôre, Here. Vader, dankie vir U lieflike teenwoordigheid vanmôre. Dankie vir U Gees, Here. Heilige Gees, dankie dat U hierdie plek kom vul vanmôre met U teenwoordigheid, Here. Father, our heart's desire this morning is just to come and honor You and to come and worship You. Our heart's desire is after You, Lord. Here, ons wil agter U aan hardloop, Here. Father, ons wil graag by U wees, Here. We just want to be in Your presence, Father. We just want to honor You and glorify You. En daarom kom ons vanmôre, Here, wil ons vanmôre U poorte inkom, Here, met dankbaarheid in ons harte. En Here, ons wil vanmôre vir U kom sê, Here, dankie. Dankie Jesus vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie Vader dat U Jesus gestuur het om te kom doen wat Hy gedoen het vir ons, sodat ons vanmôre 'n verhouding met die Vader kan hê, Here. Vader, ons is so dankbaar vir U goedheid. Ons is so dankbaar vir U grootheid, Here. Ons is so dankbaar dat U in elkeen van ons se lewens vanmôre so intens belang stel, Here. Vader, ons dankie dat U gesê het U het ons geken, Here, voor ons nog geformeer was in ons moeder skoot, Here. Vader, U het ons van vroeg af het U ons geken. U het ons uitverkies, Here. Vader, dankie dat U ons in Christus is ons deel van U vanmôre, Here. Dankie vir die pad wat Jesus vir ons oopgemaak het. En Vader, dan wil ons vanmôre kom en ons wil net sê, Here, ons wil U kom eer, Here. Ons wil U kom loof, Here. Ons wil U naam kom groot maak. En ons dankie, Here, vir hierdie dag. Ons dankie dat Jesus die dood vir my en vir jou oorwin het vanmôre. Here, ons dankie dat Hy oorwinnaar vanmôre is, Here. En that there is none like You this morning. Daar is niemand soos U vanmôre nie. U is vanmôre die weg, die waarheid en die lewe, Here. Dankie dat U gekom het om vir ons lewe en lewe in meer oorvloed te gee, Here. En Vader, dankie dat ons kan lewe wanneer ons in Christus is. Thank You, Lord, that when we have Christ, we have everything, Here. Ons het vanmôre alles, Here. Ons loof U naam, ons eer U vanmôre en ons dank U daarvoor in die magtige, heerlike, wonderlike naam van ons koning, ons heiland, Jesus. Amen, amen. En soos ek vir julle Vrydag gesê het, van die van julle wat hier was, is, ons gaan vandag 'n bietjie kyk na die opstanding, maar ons gaan ook kyk na watter dag was Christus gekruisig. So op watter dag was Christus gekruisig? Ons gaan 'n bietjie kyk wat sê die woord daaroor, want ek kon nog nooit die sommetjie maak van Vrydag gekruisig, en die woord sê hy moet 3 dae en 3 nagte moet hy in die aarde wees. Vrydag aand, Saterdag aand. OK. Vrydag, Saterdag, nee, ek weet nie, so maak hy vir my sin nie. En ek het eendag die voorreg gehad om 'n persoon wat laat ek nie te veel sê nie, want ek wil hom nou nie expose nie, maar hy was dekaan van 'n baie bekende kerk se Bybelskool gewees. En ek het hom hierdie vraag gevra. Sê, maar net op een plek sê die Bybel 3 dae en 3 nagte, en die ander plekke sê op die 3de dag. Dit was die antwoord. Maar somehow or another was ek nog net nooit tevrede met daai antwoord gewees nie. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, wanneer jy die skrifte gaan ondersoek, wanneer was Christus gekruisig gewees.
maar die goeie ding van die kruisiging, omdat daar kruisiging was daar ook 'n opstanding. En dis hoekom ons vanmôre hier by mekaar is. Ons gaan bietjie met mekaar daaroor gesels, en ons gaan gesels oor watse bewyse het ek en jy vandag dat Christus opgestaan het. Behalwe dat ons weet hy leef in ons hart. Ek bedoel, dit is die bewys van die bewyse vir my en vir jou. Maar watse bewyse is daar dat Christus wel opgestaan het? En hoekom moet ons na hierdie goeters kyk? 1 Petrus 3:15 sê, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. In die Engels sê dit, but sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. So wat sê hy? Be ready to give a antwoord. Wees gereed om 'n antwoord te gee as iemand sou vra. So ons moet altyd gereed wees, maar ons moet dit in sagmoedigheid doen, nê. So dis nie, ons raak nie in arguments betrokke nie. Maar ons moet weet wanneer ons hierdie vraag gevra word. Matteus 12:38, toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en die fariseërs en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. En Jesus antwoord, maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en 'n oorspellige geslag soek na teken en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Hierdie is Jesus se eie woorde. En ek dink as hy gesê het dat hy 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde gaan wees, het hy dit nie anders bedoel nie. Hy het presies bedoel wat hy gesê het. En daarom kan ons dit vat dat Jesus het gesê 3 dae en 3 nagte en daarom sal hy 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde gewees het. Anders het Jesus dit nie reg uitgespreek nie en dit sal nooit gebeur nie. Johannes 2:18, toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u aan ons dat hierdie dinge doen? Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en sal u dit in 3 dae oprig, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het en hulle het die skrifte geglo en die woord van Jesus gespreek. Nou die Pasga wat ingestel is, ons het Vrydag daarna gekyk, kan nie nou weer aangaan nie, maar dit is die bevel van die woord dat dit op die 14de dag van die eerste maand, dis nou die Joodse kalender, die Hebreëse kalender, wat die maand Nisan is, dis die offer van die Paaslam is tradisioneel op die middag van die 14de dag gemaak, en ons het Vrydag daarna gekyk. Jesus vervul die Pasga, Levitikus 23 vers 5, in die eerste maand van die 14de van die maand teen die aand is die Pasga van die Here, en op die 15de dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode. Dis bitter belangrik om dit te verstaan. Op die 14de was die Pasga en die volgende dag, die 15de, volgens Levitikus, soos die Here ingestel, was die begin van die fees van ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige 4-dag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Met ander woorde, die eerste dag van die ongesuurde brode was 'n wat? 'n Sabbat. Dit was 'n Sabbatsdag. En op 'n Sabbat mag hulle nie gewerk het nie. 1 Korintiërs 5 vers 7 sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuur is, want ook ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Nou, watter dag was Christus gekruisig gewees? Matteus 26 vers 2, dis na die intog wat Jesus ingekom het, het hy weer met sy disippels gepraat, en hy sê vir hulle, julle weet dan, oor 2 dae is die Pasga. Met ander woorde, die 14de van die maand.
dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. So Jesus het vir onsself met sy eie woorde gesê, dat oor 2 dae is die Pasga, wat dan die 14de is, en word hy oorgelewer om gekruisig te word, so hy word op die Pasga gekruisig. So hoe lyk 'n Bybelse dag? Jy sien, dis waar deel van die confusion inkom. Want ons dae en die Bybelse dae verskil 'n bietjie. Genesis 1 vers 5. En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre. Die Hebreëse viering van 'n dag begin 6:00 in die aand. Die van julle wat familiar is met hulle, wanneer hulle wat met Sabbatsdag hou, hulle begin op 'n Vrydag aand 6:00. So volgens die Hebreëse kalender begin 'n dag 6:00 in die aand. So wanneer ons Vrydag aand het hulle eintlik alreeds die Saterdagoggend. Dis hoe die Hebreëse kalender werk. En ons moet dit in gedagte hou wanneer ons na hierdie accounts kyk, dan praat Jesus van die manier hoe dit in die Bybel weergegee word. Hoekom? Want uit duisternis uit kom lig. Jesus bring lig na duisternis. So die dag begin 6:00 in die aand. Numeri 9 vers 3. Op die 14de dag in hierdie maand, teen die aand, moet julle dit op die bepaalde tyd hou, volgens al die insettinge en al sy verordeninge moet julle dit hou. Toe het Moses met die kinders van Israel gespreek dat hulle die Pasga moet hou. En hulle het die Pasga gehou op die 14de dag van die eerste maand, teen die aand in die woestyn Sinai, net soos die Here Moses beveel het, so die kinders van Israel gedoen. Eksodus 12 vers 8, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode en met bitter kruie. Ek wil graag vra, sit vir my die slide op, ek gaan vir julle so 'n bietjie 'n slide gee, net om vir julle 'n bietjie duidelikheid te help. Nou goed, so, as ons nou gaan kyk op die 14de van die dag, dan praat hulle van the day of preparation. Dit was die Pasga gewees en dis waar hulle dan voorberei het om die lam te slag. Gewoonlik, baie dankie, gewoonlik 3:00 in die middag. Gewoonlik 3:00 in die middag, daar op die 14de, was dit the day of preparation, het hulle dit genoem, en die volgende dag was die dag van gesuurde brode, wat hulle genoem het a high day, of dit is dan die Afrikaanse vertaling daarvan is 'n belangrike dag, ek sal nou dit lees, ek het dit daar. Maar dit is 'n high day, met ander woorde, dit is ook 'n Sabbat. Dis die begin van die fees van ongesuurde brode. OK. Johannes 19:31. En dat die liggame, blank kom net vir my, druk 'n B op die keyboard, sal nou weer teruggaan. En dan die liggaam nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot. Dis die Afrikaanse woord, groot. Het die Jode Pilatus gevra dat hulle die bene gebreek en hulle weggeneem moes word. So wat sê jy daar? Wanneer daar mense op die kruis was, die volgende dag sou Sabbat gewees het, toe het hulle gevra, kan hulle die ouens se bene breek, want as hulle die bene breek, dan kan hulle self nie meer opstoot nie, wat beteken, hulle kan nie meer asemhaal nie, dan sterf die persoon op die kruis. So as 'n persoon nog geleef het op die kruis, het hulle sy bene gebreek, sodat hy moes sterf. So hy het gevra, kan ons asseblief hierdie ouens se bene breek, sodat hulle moet sterf, sodat ons hulle van die kruis kan afkry voor die Sabbat begin. Wanneer begin die Sabbat? 6:00 die aand. En dit is 'n groot Sabbat, sê hy. Hy sê dit is 'n, wat is die woorde hierso? Want die Sabbat is groot. In die Engels sê hy, because it was the preparation, die 14de preparation day, die Pascha, that the body should not remain upon the cross on the Sabbath day, for the Sabbath day was a high Sabbath. En dis hoekom die confusion bestaan, dat mense dink Christus was gekruis op die Vrydag, want hulle sien die woord sê die volgende dag is die Sabbat. Maar dit het nie verwys na die weeklikse Sabbat nie, dit het verwys na die high Sabbath. Die Sabbatdag was groot. Dis waarna die skrif daar verwys, en dis hoekom daar vandag nog confusion onder mense oor hierdie saak is.
Kom ek lees vir julle. A high Sabbath is a biblical term, refers to a Sabbath day that consists with one of the annual biblical feasts of the holy convocations. There are days of rest and worship distinct from the regular weekly Sabbath. So a high Sabbath is nie 'n weekly Sabbath nie. And are marked by unique observance in the context of Jewish calendar. High Sabbaths include Sabbaths during Passover, the Feast of Unleavened Bread and the Feast of Tabernacles. So wanneer hy praat van 'n high Sabbath, kan dit die Feast of Tabernacles wees of dit kan die Feast of Unleavened Bread wees. Matteus 27:62. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding. Dis wat die woord sê. Die woord sê, Matteus 27:62, dat die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding. Met ander woorde, ons praat van die 14de, die dag na dit, die 15de, is wat die woord hier sê. Kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus aan en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, met ander woorde verwys na Jesus, toe hy in die lewe was gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. So wat het hulle gedoen? Die dag na die Pasga het hulle gekom. So dit kan nie die Saterdag gewees het nie. Dit moes die dag na die ongesuurde brode, of die dag van die begin van die ongesuurde brode wees. Want dit was die dag na die voorbereiding, na die Pasga. Matteus 28 vers 1, hy sê, en laat na die Sabbat toe, dit begin lig word teen die eerste dag van die week. Kom Maria Magdalena, so wanneer het Jesus opgestaan op die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk, en daar kom 'n groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal, en gekom en die steen van die opening weggerol en daar gesit, en sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe, en soos dooies geword. Maar die engel het geantwoord en gesê vir die vrou, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het. Nou sien ons 2 goeters weer. Markus 16 vers 1. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. Luister mooi wat sê die woord. Toe die Sabbat verby was, het hulle speserye gekoop om hom te gaan salf. Maar nou sit ons met 'n conundrum. Lukas 23:54. En dit was die dag van die voorbereiding, dan word die Pasga. En die Sabbat wou aanbreek. Ongesuurde brode. En die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook die gevolg en die graf gesien, en hoe die liggaam neergelê was. So hulle was saam toe die Jesus in die graf gesit was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei, en op die Sabbat gerugs volgens die gebod. So aan die een kant sê hy, na die Sabbat het hulle die speserye gekoop, en dan sê hulle die speserye berei en toe gerus. So nou sit ons, hoe het hulle die speserye berei voor hulle dit gekoop het? Dit maak nie sin nie. Maar dit maak sin wanneer ons na die volle prentjie kyk. Sit weer vir my op asseblief. Dit vat net die B weg. Daar is hy. Goed, so, wat het gebeur? Op die 14de dag is die Sabbat. Kom ons kyk wat het met Jesus gebeur op daai dag. Dis in sulke 3 ure inkremente opgedeel. Dit is nie 'n presiese tyd nie tot die minuut nie. Dis so min of meer. Goed. So, 6 uur daai aand. So die 14de, onthou dat die Joodse dag begin 6 uur die aand. Nie soos ons 12 uur in die aand nie. So dis deel van waar die confusion ook baie keer inkom. So sien dat die 6 uur die aand het die volgende dag reeds begin. So die dag van die Pasga, die 14de, het 6 uur die aand begin, en Jesus het 'n ete saam met sy disippels gehou. Tot so omtrent 9 uur, toe is Jesus Getsemane toe, waar hy gaan bid het. Vir min of meer 3 ure. Hier middernag, toe kom Judas
en hy verraai Jesus, en Jesus word gevange geneem. 3 uur daai oggend is hy voor die Joodse raad. So tussen 3 na 6, toe voor Pilatus. Pilatus wat hom probeer vrylaat het, maar het nie reg gekry nie, hom gegeesel. En die woord sê dat op die 3de uur, nou die 3de uur word getel van 6 uur in die oggend af. Met ander woorde 9 uur op ons tydlyn. Op die 3de uur was Jesus gekruisig, 9 uur in die oggend. 12 uur het daar duisternis oor die aarde gekom. 3 uur het Jesus sy laaste asem uitgeblaas. En Jesus is toe in die graf gelê, en wat het hulle gesê? Laat ons hulle bene breek. Onthou hulle, toe hulle by Jesus kom, toe sien hulle is reeds dood, hulle het nie sy bene gebreek, dit is ook woord van profesie wat vervul is. Hoekom wou hulle dit doen? Haastig voor die Sabbat begin. So voor die Sabbat begin moet ons Jesus in die graf kry. So dit was die dag van Jesus gewees op die 14de. Nou is Jesus in die graf, daarso 6 uur die aand, voor die volgende dag begin, want onthou die Joodse dag begin 6 uur die aand. So donderdag, aand, dag, aand, dag, aand, dag. 1 dag en aand, 1 aand en dag, 1 aand en dag. 3 aande en 3 nagte. Kom ons kyk wat het nog gebeur. Daai was 'n Sabbat. So hulle moes hom in, maar dit was die begin van die ongesuurde brode, nie omdat dit hulle weeklikse Sabbat was nie. So het Jesus in die graf gekry voor daai Sabbatdag. En toe, wanneer het die vrouens die speserye gekoop? Hoe kon hulle die speserye koop na die Sabbat en nog steeds die Sabbat hou? Want hulle daai Sabbatdag hou. En wat het hulle toe gedoen? Toe het die oggend gekom met dagbreek om Jesus se liggaam te kom salf, maar toe vind hulle uit, hy het reeds opgestaan. So enige tyd van 6 uur Saterdag nag, eintlik die begin van Sondag is op die Joodse kalender, tot Sondagoggend, daar in daai tydperk, het Jesus uit die graf uit opgestaan. En dis hoe jy 3 dae en 3 nagte in die graf kry. En elke Sabbat en alles wat die Bybel verduidelik, tot vervulling bring. En ek is so bly ek het dit geleer, want dit het my altyd gepla. Ek weet nie, is daar nog iemand wat dit gepla het? Daarom so 1. 2. So die res van julle het dit geweet. Wow, that's amazing. Maak dit sin. Amen. Blank maar vir my daai. Nou gaan ons kyk na die opstanding. Die verhaal van Lazarus en die ryk man. Ons ken daai verhaal in Lukas, ons begin by Lukas 16:27. En hy sê, ek bid u dan Vader om hom na my vader se huis te stuur. So die ryk man het in die warm plek geland. Lazarus wat die arme ou was, wat altyd by sy poort gelê het, lê op Abraham se boesem. Hulle sien mekaar in die doderyk. En wat sê die ryk man vir Abraham? Hy sê vir hom, hy sê, ek bid u dan Vader Abraham om hom na my vader te stuur. Want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sou hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode uit opstaan. En ek sien Jesus hier, opgestaan uit die dode uit. En yet, wou die fariseërs dit nog steeds nie geglo het nie. Vandag nog wil mense dit nog steeds nie glo nie. Die wonderwerk, bo wonderwerk, die teken van alle tekens, Jesus wat uit die dode uit opstaan, en nog steeds sal mense dit nie wil glo nie. Net soos wat Abraham hier vir die ryk man sê, selfs al sou iemand uit die dode uit opstaan. Jy sien baie keer is mense so vasgevang in hulle tradisie, dat hulle wil eerder die tradisie aan vashou, al wys jy vir hulle hoe duidelik die teenoorgestelde. Maar my tradisie
is my belangriker. En dit is, kan ons sien, die Fariseërs se tradisie, dit wat hulle wil gehaat het, die waarheid, was vir hulle belangriker as die waarheid. Matteus 28:1 En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalene en die ander Maria na die graf en gaan kyk, en daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die Openbaring weggerol en daarop gaan sit, en sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu, en uit vrees vir hom het die wagte gebewe soos dooies geword. Hierdie selfde wagte wat hierdie engel gesien het, wat gebewe het, wat soos dooies geword het, het nie lank daarna leuns gaan versprei en die braai gevat nie. Can you imagine it, so 'n encounter. En dan vat jy nog die braai en versprei die leuns. Dit gaan my verstand heeltemal te bowe. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het, prys die Here. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor hulle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met die vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens te en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broers dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Vers 11, en terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. So hulle het gesien die graf is leeg, hulle het die engel gesien, hulle het alles vertel wat gebeur het. Hierdie Fariseërs het ook geweet dat Jesus gesê het dat hy gaan opstaan. Hier gebeur dit, maar ons sal nog steeds sê, ons wil dit nie hê nie. Hoekom weet hulle dat hy sou opstaan, want hulle het gevra dat die wagte by die graf gesit moes word. So hulle het geweet, Jesus het dit gesê. Hier gebeur dit, en nou word hulle vertel dit het gebeur. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, hulle moes dalk bietjie minder raad gehou het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. Ek sien 'n klein probleempie hierso. Julle was aan die slaap? Hoe weet julle sy disippels het hom gesteel? As ek jou selfoon in die nag kom steel en jy word die volgende oggend wakker en jou selfoon is weg, hoe weet jy dit was ek? So was jy wakker of was jy aan die slaap? Watter een van die twee? En as jy wakker was, hoekom het jy nie al die ander soldate gesê, word wakker, die disippels is besig om sy liggaam te steel nie? Want dis tog hoekom hulle daar gepost was. So which one is it? Was jy wakker of was jy aan die slaap? Maklike enetjie om te solf daai. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hoekom is dit belangrik? Want as 'n Romeinse soldaat on duty geslaap het, het hy die doodstraf gekry. Ok, so ons sit met, kom ons sê nou maar 10 soldate. So weet nie regtig hoeveel soldate, maar kom ons sê daar was 10. Al 10 van hulle het geslaap, met die wete as hulle gevang word. So daar's baie probleme met hierdie storie. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer is. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Jy sien nie, ek dink omdat hulle dit so graag wou glo, het hulle dit geglo, want as jy net so 'n klein bietjie critical thinking gebruik het, dan kon jy gesê het, maar die storie van die soldate wat geslaap het, maak absoluut geen sin nie. Handelinge 1 vers 1, die eerste verhaal van Theophilus, as ek hy naam ooit kan reg uitspreek. En dis hoe ons weet dat Handelinge deur Lukas geskryf is, want hy het ook sy boek gerig aan dieselfde persoon, het hy gesê,
het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen het en geleer het. So die eerste verhaal, my boek Lukas, wat ek aan jou gerig het, dis ons weet hy het dit geskryf. Vers 2. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevel gegee het, aan wie hy ook na sy tyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het oor die dinge van die koninkryk van wat God gespreek het. In die Engels sê hy daai baie kentekens, sê hy infallible proofs. Met ander woorde, Jesus het homself bewys vir 40 dae lank dat hy opgestaan het. Kom ons vat iemand soos Thomas wat hy gesê het, kom druk net jou vingers in die gate in my hande en in my sy. Infallible proofs. Nou daar's mense wat argumente maak teen die opstanding van Jesus, want hulle wil dit baie graag wegbewys of redeneer, maar niemand kon dit nog ooit regkry nie. Islam byvoorbeeld sê dat Jesus nog nooit gekruisig was nie, maar daar's genoeg bewyse om te sê Jesus was gekruisig. Die Jehova getuies sê dat Jesus het nie in sy fisiese liggaam opgestel nie, maar was geestelik opgewek en het ander liggame gebruik. Daar's geen bewyse daarvoor ook nie. Dan gebruik hulle natuurlik baie natuurlike argumente teen die opstanding van Jesus. Die eerste ene is dat die Jesus storie fiksie is, nie historiese gebeurtenis nie. Met ander woorde, het is 'n legend wat met word of mouth oorgedra was en toe later nou hierdie godsdienst geword het. Dit is baie, maar daar's baie sekulêre en Christelike geskrifte wat die legend theory as verkeerd bewys. Josephus was 'n prominent Jewish historian uit die eerste century, met ander woorde, in die tyd wat net na Jesus. He is the best known for his writings on the Jewish war and the antiques of the Jews. A Jewish priest, a scholar, and a historian who lived during the Roman period. Hy het geleef tydens die tyd toe die tempel vernietig was. Josephus wrote extensively about the Jewish revolt against Rome and early Jewish history. His works provide valuable insights into the Jewish people, the Roman Empire, and the historical context of the New Testament. His role in the New Testament, Josephus' writings shed light on some of the figures and the events mentioned in the New Testament, such as James, the just, and the death of Jesus. His work continues to be studied by historians and biblical scholars, and he remains a significant figure in the study of Jewish and Roman history. Vandag nog studeer die mense hierdie man se werk, wat nie uit die Bybel uit is nie, maar addisionele skrywe is. En dan is daar baie historians wat daar, so in die woord self en buite die woord is daar genoeg bewyse dat Jesus wel geleef het, Jesus wel gesterf het, Jesus wel opgestaan het. Nie net die Gospels nie, alhoewel die Bybel in homself genoeg bewyse is dat dit God geïnspireerde boek is, want het is onmenslik onmoontlik om te skryf. Atheists turned to Christ after wanting to disprove the resurrection. Daar was soveel ateïste wat al probeer het om die resurrection te disprove. En dan, wanneer hulle dit klaar op daai journey gegaan het, dan word hulle kinders van die Here. Dis amazing. Twee baie bekendes van dit is 'n ou met die naam van Frank Morris, het 'n boek geskryf, Who Moved the Stone? Ateïs wat probeer bewys het dat die opstanding nooit plaasgevind het nie, en toe hy na al die bewyse gekyk het, self 'n kind van die Here geword het. En dan is daar 'n ander baie bekende ene, Lee Strobel, The Case of Christ, of Case for Christ. Hy was 'n joernalis gewees, wat noem hulle dit, 'n investigative journalist, wat vir 'n koerant in Amerika gewerk het, en toe kom sy vrou tot bekering. Toe besluit hy, nee, hy like nou nie hierdie ding nie. Maar dit is maklik om te solf. Hy hoef net te bewys dat Jesus nie opgestaan het, die dood uit nie, en dan kan hy sy vrou terugkry. En nadat hy deur alles gegaan het, en alles probeer het, en na elke angle gekyk het, het hy sy lewe vir die Here gegee, en het hy 'n Christian apologist geword, wat is in defense of the faith, van 'n atheist, wat probeer bewys het, dat Jesus nie opgestaan het nie. Nog 'n naturalistic way hoe hulle probeer dit wegredeneer was, dat Jesus nooit dood was nie, maar net 'n skyn dood gelei het.
Wel, Jesus het 39 houe gehad met 'n sweep wat yster en been ingehad het, want elke keer as dit hom getref het, vlees uitgeruk het. En hulle sê dat baie van die mense wat dit deurgegaan het, het dit nie eers gesurvive nie, never mind by die kruis gekom. Maar Jesus het 39 houe gehad waar hy stikkend geslaan was. Toe was hy gekruisig gewees en op die einde het hulle spies in sy sy deurgedruk tot binne in sy hart. Geen scholar wat daarna sal kyk, sal ooit sê dat Jesus die kruis oorleef het nie. Behalwe vir dit, wanneer het hulle gesien dat 'n kruiseling dood is, wanneer hy homself nie meer kon opstoot om asem te haal nie. As hy net gehang het, dan het jy geweet hy's dood, want daar sal in elk geval, as hy net gehang het, sou hy nie meer kon asemhaal nie. Dan sal hy dood versmoor het. So, en in die geskiedenis is daar nie een persoon wat 'n kruisiging oorleef het nie. So dit is 'n absolute belaglike argument. Behalwe vir dit, nou het Jesus in die graf, hy is toegedraai, nou kan hy homself los uit al daai goeders uit. Hy het nou net 'n spyker deur sy voete gehad, en dan loop hy vir 40 dae rond. As jy jou voet swik, sukkel jy om te loop, never mind spyker deur al 2 voete nie. So dit is absolute belaglike gedagte om te dink dat Jesus nooit regtig dood was nie. Mense het hom nie regtig gesien nie, maar het gehallusineer. Een van die argumente. Jesus het aan meer as 500 mense verskyn oor 40 dae, partykeer individueel, partykeer in groepe, op verskillende plekke, dat dit absoluut onmoontlik is om te sê, al daai mense het gehallusineer. So dis nie eers iets om oor aandag te gee nie. Dan die een vir Jesus se liggaam is gesteel. Wel, dit is maklik om daai ene dan nou te bewys, kry net vir ons die liggaam en wys vir ons waar is die liggaam, en dan kan ons sê hy was gesteel. Maar deur die geskiedenis kon hulle nog nooit iets kry waar hulle kan bewys dat Jesus se liggaam eintlik gekry is nie. Niemand kon dit nog ooit doen nie. Maar meer as 500 mense het Jesus lewend gesien. En daar was wagte waar dit moes oppas dat niemand sy liggaam steel nie. Het hulle geslaap of was hulle wakker, ek weet nie. OK, verkeerde graf. Almal het na die verkeerde graf toe gegaan. OK, so die vrouens en die disippels wat sy liggaam in die graf gaan neerlê het toe hulle weer teruggegaan het na die verkeerde graf toe gegaan. Dit sou net een ou gevat het om te sê, maar dis mos nie die graf nie, dis moet mos hierdie graf wees. Behalwe vir dit, ek is seker dis die enigste graf wat 10 of meer Romeinse soldate voor hom gehad het. So daai argument hou ook geen water nie. Maar wat se bewys het ons vanmôre vir die opstanding? Baie het al probeer om dit verkeerd te bewys en kon dit nog nooit reg kry nie. Baie van die wat dit probeer doen het self gelowiges geword. Hoekom? Omdat die bewyse vir Jesus se opstanding ver sterker weeg as enige argument om te sê dit het nie gebeur nie. Nou wat se argumente is daar dan 'n vierde? Die eerste een is die leë graf. Die graf was leeg. Die tweede een is dat Jesus aan oor die 500 mense verskyn het na sy dood. In die gereg het jy net 2 of 3 getuies nodig, dan word dit as die waarheid aanvaar. Wat nog van oor die 500 getuies wat Jesus lewend gesien het? En dan, seker een van die belangrikste bewyse is die dramatiese transformasie van die disippels. Een van seker die bekendstes vir ons is toe Petrus net 'n bietjie gekonfronteer was dat hierdie Romeinse soldate hom dalk ook sal gevange neem. Het hy na hy vir Jesus sê, as jy nooit verloon nie, 3 keer verloon. Maar na hy Jesus uit die dode sien opstaan het, was hy heeltemal onverskrokke gewees. So van 'n persoon wat bang was, na absoluut onverskrokke en nie bereid was sou wees om sy lewe neer te lê. Nie een van die disippels het enige benefit daarin gehad
om 'n leuen te versprei nie. Sê vir my, watter ou sal homself laat martel vir 'n leuen? Wat nog van meer as een? Dis net onmoontlik, dit sal nie gebeur nie. En nou kan ons sien hoe hierdie disippels met geen voordeel vir hulle self, daar was geen voordeel vir hulle daarin gewees nie. Hoe het hulle gesterf? Jakobus byvoorbeeld, die Bybel sê dat hy met 'n swaard vermoor was, waarskynlik onthoof deur koning Herodes. Petrus, volgens tradisie, hy is sy onderste bo in Romeine gekruisig onder keiser Nero, omdat hy homself onwaardig geag het om op dieselfde manier as Jesus te sterf. Dis nie dieselfde Petrus wat Jesus nie lank voor dit verraai het nie. Andreas, hy is in die Griekse land op 'n X-vormige kruis gekruisig. Johannes, sommige tradisies sê dat hy in olie gekook was, maar hy het toe nou wonderbaarlik oorleef, omdat hy natuurlik Openbaring moes skryf, en hy was toe op Patmos gewees. Thomas, die een wat eers nie geglo het nie, tradisie sê dat hy in India aan 'n paal gehang is. Filippus, tradisioneel word hy gestenig en onthoof in Klein-Asië. Matthias, dis nou Judas se plaasvervanger. Tradisie sê dat hy gestenig is toe onthoof is. Nou 'n interessante ding van Matthias wat ons moet in ag neem is dat in Handelinge 1 vers 21 lees ons van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het. So hulle moes nou iemand kies in die plek van Judas. Hy sê van die manne wat saam met ons rondgegaan het en al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het. Van die doop van Johannes af tot die dag wat hy opgeneem is, van hulle moet daar een saam met ons getuie word van die opstanding. So hulle moes iemand kies, want hulle was almal getuies van Jesus se opstanding. Hulle moes iemand in Judas se plek kies, en as hierdie ou moes daar gewees het toe Johannes gedoop het. Hierdie ou moes daar gewees het toe Jesus sy wonderwerke gedoen het. Hy moes saam met ons geloop het toe Jesus in en uit gegaan het. Hy moes daar gewees het toe Jesus sy leerlinge gegee het. Hy moes daar gewees het toe Jesus gekruisig was. Hy moes daar gewees het toe Jesus uit die dode uit opgestaan het. Hy moes daar gewees het toe Jesus 40 dae op die aarde gewandel het en dit gesien het. Hy moes daar gewees het toe Jesus opgevaar het in die hemel. En 2 mame het opgekom. En hulle toe Matthias uit die 2 uitgekies om die nuwe disipel te word. En daar sal hy sy lewe gee vir dit wat hy gesien het. En dan kyk ons na iemand soos Paulus. Hy is in Rome onder Nero onthoof. Kyk wat sê Paulus. Nou moet ons onthou, Paulus was 'n baie aangesiene man met al die luxuries in die wêreld seker gewees. Wat sê Paulus nou? 2 Korintiërs 11:23, is hulle dienaars van Christus, ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in pak sla, bo die maat. So hy het al meer pak sla gekry as enige ander. In gevangenskap, baie meer, in doodsgevare, dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang, 40 houe op na 1. 5 keer het hy die 40 houe gekry, of 39 houe. 5 keer. In Deuteronomium is daar 'n plek waar die skrif eintlik sê, jy mag dit aan iemand net 1 keer gee. Hy het dit 5 keer gehad, deur die Jode. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene. So hy was in gevare met sy eie volk en met die heidene. In gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broers. So hy nog ouens gehad het wat veronderstel is om sy broers te wees wat hom sou verraai. In arbeid en in moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en in naaktheid. So wat 'n benefit was daar vir enige iemand om te gesê het, Jesus het opgestaan, as dit nie die waarheid was nie. Geen
benefit wil hê, om die waarheid te sê, net oordeel, marteling, dood. Dis al. En dis vir my een van die grootste bewyse van Jesus se opstanding. Behalwe dat Jesus in my eie hart lewe. En dan laastens Matteus, hy is in Ethiopië gemartel en moontlik sê hulle deursteek. En dit is die pyniging wat die disippels deurgemaak, die apostels, om vandag vir ons hierdie woord te kan gee, dat Jesus het opgestaan. Man, en dan vind ons het swaar om baie keer net op Sondag kerk toe te kom. Wat het hierdie manne deurgegaan? Want hulle het Jesus sien opstaan. En ek en jy vanmôre, ons weet Jesus het opgestaan. Dis hoekom ons 'n rede het vanmôre om hier by mekaar te kan wees en sê vir mekaar, hy leef. Hy het opgestaan. En behalwe dat hy leef en hy opgestaan het, leef hy hier in my hart. En behalwe dat hy in my hart lewe, kom hy weer. En dis die dag waarna ek uitsien nou. Ek sien uit na my heiland wat my kom haal. Amen. Vader, ons dankie vir u wonderlike liefde, Here. Jesus, dankie dat u opgestaan het uit die dode uit. Dankie dat u vir ons soveel oortuigende getuienis, bewyse gelos het, sodat daar in my en in elkeen van ons wat na u toe gekom het, geen twyfel in ons harte kan wees oor die wonderwerk van die opstanding, Here. Ons kan dit vandag bo elke twyfel ons eie maak, Here. Ons kan dit sonder twyfel, kan ons die wêreld gaan vertel dat Jesus leef. Kan ons die wêreld vertel dat Jesus opgestaan het en dat hy vandag leef en dat hy weer terugkom, Here. En Vader, ons kan die wêreld vertel dat deur die bloed van Jesus het daar vir ons oorwinning gekom. Deur die bloed van Jesus het daar vir ons vergifnis gekom. Deur die bloed van Jesus het daar vir ons genesing gekom, Here. How precious is the blood of Jesus. How precious. We thank you, Father. We thank you. We honor your mighty, mighty, mighty name. For you are worthy, O God. We glorify you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Dankie, Here, dat daar 'n opstanding was. En dat ons vanoggend dit kan kom vier en sê, Here, dankie vir die opstanding. Nie eers die dood kon nie vashou nie. Self het jy lewe neergelê en self het jy dit weer opgeneem. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. He rose again. Hallelujah. Vader, hoe wonderbaak is U. Hoe wonderlik is U, Here. Hoe wonderlik is U. Waardig, waardig is U naam. Groot is U. Vader, ek dank U vir elkeen wat vanmôre hier was in hierdie plek, Here, om te kom vier dit wat U gedoen het, Here. Die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensejeugenis was Jesus wat uit die graf uit opgestaan het, Here. En daarom kan ons lewe. And because you died for us, Lord, we will live for you. We will give our lives to live for you, Lord. We will dedicate ourselves unto you, Father. No longer I that liveth, but you that liveth within me. Vader, ek dank U dat hierdie werklikheid van die opstanding van ons Messias, Here, diep in ons harte sal brand, Here. Father, that we will be ready to just spread the word in love to the people around us, that Jesus lives, and that He has died for them, and that He loves them, Lord. Dat U hulle lief het, Here.
If this was an act of love. Want U het ons so lief gehad, Here. U het ons so lief gehad. Die woord sê dat U het ons eerste lief gehad. En so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen, wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar Here die ewige lewe sal hê. Daarom sien ons uit, Here, that we will spend eternity with our Jesus. Ons loof U naam, Here. Ons dankie daarvoor. Dankie, Here, vir die seën oor elkeen, Here. Ek dankie vir U beskerming. Vader, dankie dat U engele bevel gee aangaande elkeen in hierdie plek, Here. Vader, dankie dat goedheid en guns elkeen sal volg daar waar hulle gaan, Here. Vader, dankie dat U die een is wat die paaie gelyk maak, Here. Dankie dat U die een is wat die deure oopmaak en geleenthede gee, Here. Vader, ek dankie vir guns oor elkeen se lewe in die magtige naam van Jesus. En ons loof U daarvoor. En ons eer U in Jesus naam. Amen. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the